Vandag saam met Pierre de Tooy by Jacobswell. Wel, baie keer dink ons die vyand wil kom steel, doodmaak en om te kom verwoesting bring. Maar wanneer die Here inkeer, dan kan die duiwel niks meer, dan staan hy nie 'n kans nie. As ek so na Pierre se getuienis luister en ek hoor wat in sy generasie en sy bloedlyn lê, dan besef ek die Here het 'n plan met hom gehad, al het die vyand gekom om te kom steel en te verwoes, maar die Here het die laaste sê gehad. Pierre, baie welkom. Baie dankie, Janita. Ek lag so toe ek nou vir jou sê, jy het 'n losbandige lewe gelei. En jy sê vir my, dis 'n understatement. Ja, dit is definitief so. So vertel vir die kykers, die losbandige lewe voordat jy die Here geken het. Dankie, weet jy, Janita, ek was 4 jaar oud, toe is daar iemand ouer as ek wat my begin molesteer het. Ja. En dit was eintlik die begin van ek sou sê die begin van die einde, van my einde op daai stadium. Dit het eintlik, jy weet, die woord vandag weet ons wat ook al in die duisternis gebeur, sal aan die lig kom. Maar ten tye was hierdie 'n vreeslike geweldige trauma op my veroorsaak, omdat ek nie daaroor die vrymoedigheid gehad het as 'n baie jong kind om oor dit te praat nie. En sodoende het ek op skool gekom en dit het toegeneem, die interaksie met, jy weet, nie dat 'n mens wil nommers noem nie, maar jy weet, op ten die einde van my lewe as 'n homoseksuele persoon was ek met oor die 150 mans te mekaar. Sure. En wat gebeur het is, ek het op skool, het my punte begin lei onder by my studies. Ek het standaard 7, die ou standaard 7 en standaard 9 gedryp. Ek het matriek, het ek 20 geword daai jaar. My ouers het maar net my aangemoedig om maar my bes te doen, alhoewel hulle toe nog nie geweet het wat die omstandighede was nie. Ek het karre gesteel, ek het dwelms gebruik, ek het begin drink. So ek het toe vanuit die na skool, toe ek lugmag toe, en daarna het ek Kaap toe getrek, en daar het ek besluit om as ware nou maar so uit die kas uit te klim, en ek het toe nou 'n volwaardige lewe van homoseksualisme gelei. En dit het die gevolg gehad weens die hoeveelheid mense met wie ek die mekaar was, mans, het toe gelei dat ek in 1990 was ek verseker deur Liberty Life en Old Mutual, ja. En wat hulle toe gedoen het met die uitbreek van HIV, hulle het nie geweet wat die oorsake was nie, en daar's toe 'n suster van Liberty en 'n afsonderlike suster van Old Mutual gestuur om bloed te kom trek, maar hulle het dit op kantoor kom doen. En na 'n paar weke is ek deur Liberty Life in kennis gestel dat my polis gekanselleer was, en ook Old Mutual. Vandag mag hulle dit nie doen nie, maar dit was toegedoen. En ek kon nie verstaan eintlik waaroor het gegaan het nie, want ek het nie daai bewustheid gehad nie. En wat gebeur het is, ek is toe dokter toe, ek het in Irene my besigheid gehad, maar ek het in Bergbron in Johannesburg gebly, en ek is deur vir bloedtoetse, en ek is gevra om in te kom, en ek is in kennis gestel dat ek HIV positief was. Wow. En ek het toe vir my die persoon met wie ek in 'n verhouding was, gevra om ook te gaan, hy is toe ook positief. En ons is toe gevra, en dit was gewees in Februarie 1990 toe die uitslag gekom het. En toe is ons gevra om ons bereid sou wees om op 'n dieetproef te gegaan het. Okay. By Braamfontein Patologie. En ons is elke 2 weke is ons deurgegaan, en ons dieet is verander, jy weet, dis eier geel en nie eier wit of vis of nie hoender of nie rooi vleis nie. En elke 2 weke is ons na patologie toe in Braamfontein waar ons bloed getoets het. Die dokter was 'n Dr. Steve Miller. Hy was 'n Jood gewees, en in die tydperk waar ek in 'n absolute losbandigheid, dwelms, drank, ek, soos jy nou gehoor het, my skoolloopbaan was 'n chaos gewees, het ek toe vir my broer en sy vrou oortuig om 'n kind te hê om
my te vervang. Nou, hulle het so besluit en op daai stadium was my grootheidswaan geweldig hoog. Want jy weet, en toe ek natuurlik nou die brainwave kry om hulle te oortuig wat ek toe doen om 'n kind te hê, toe dink ek kan so te sê op water loop. En dit was toe nou vir my iets waar 'n opwagting wat ek nou amper as 'n produk kon sien. Met ander woorde iets wat ek tot stand gebring het as ware. En dis nou waar die voorloper van die verandering nou sou kom. Ja. Omdat elke 2 weke patologie, elke 2 weke dieetverandering, elke 2 weke HIV positief. Sure. Toe jy nou deur al hierdie dinge gaan en hierdie bloedtoetse, maar jy het gehoor jy's HIV positief. Hoe het jou lewe geïmpakteer en geaffekteer op daai stadium? Het jou lewe verander? Wat het jy daar? Hoe het jou lewe verander? Janita, net om 'n 3 of 2 terug te neem. Wat het veroorsaak het is ek het nie ordentlike vriende gehad nie. Ek het slegte vriende gehad. Ek het verkeerde keuses begin maak. Ek het ook op 'n jong ouderdom hier van 18, want iets in my wel ek het toe al lankal geweet is verkeerd, maar ek het ook toe probeer om normale verhoudings met meisies te hê, maar die een ding het tot die ander een gelei en dit was ook nie die regte keuse van my probeer sla om 'n normale lewe te hê nie, want ek het gesien daar val dit ook uit mekaar uit. So dit het my baie onseker gemaak, dit het my baie kwesbaar gemaak, het my geweldig fyn gevoelig gemaak. Soos ek vroeër genoem het, dat voordat ek byvoorbeeld bedien is later, as ek in 'n vertrek inbeweeg of verby beweeg en mense praat, het ek altyd gedink ek word bespreek. So my selfbeeld was baie swak. Ek het verskriklik hard in my ouer huis gepraat. Ek was altyd eintlik omdat ek so hard gepraat het, stil gemaak. So ek was vreeslik opstandig. Ek was rebels. Ek het nie kon buig onder enige vorm van gesag nie. So ek het heeltemal losgebreek en dis waar die dwelms, die karre steel, die verkeerde invloede wat nou gelei het net tot myself wat toe ek byvoorbeeld in die lugmag was, het ek het gemaak asof ek blind was. Ja. Ek het rang pips in die hande gekry en dan as 'n nuwe inname het ek dit op my skouers gesit en elke aand Kempton te gry van Valhalla lugmagbasis deur en gaan by my ma gaan eet en in die nagte teruggekom want as 'n troep rang sien salueer hulle my en dan gaan ek maar in en so het ek eintlik maar net 'n vreeslike onderduimse lewe begin lei en ek kan met vrymoedigheid vandag sê dat ek wil amper sê daai gees van Jezebel, daai intimidasie, manipulasie en beheer was absoluut deel van my mondering. Ek het eintlik maar in 'n leengees gefunksioneer. Ja. So die waarheid was eintlik maar iets wat ek besluit het om dit te maak soos wat ek besluit het om dit te doen. En toe ek nou begin met die impak wat dit nou gehad het nadat die bloedtoetse gekom het nie my lewe verander nie. Want ek het iemand in die huis gehad, in die woonstel wat waar ek in Irene was, hy was ook gay gewees en sy werk, hy kon vir nie daar bly, maar hy moes sorg dat hy omtrent sulke 30 centimeter lang dagga zolle maak en daar was so houtslaaibak en die ding was altyd vol en ek was kronies. Selfs toe ek na my uitslae het natuurlik my belangstelling begin in my werk het ook begin skade ly want ek het vir myself gewerk, ek en my broer was saamvennote in Irene gewees met rekenaars en ek het net elke oomblik wat ek kon kry is ek na my blyplek toe en het ek daar gaan sit en byvoorbeeld as my ma verjaar of iemand verjaar en ek is baie na aan my ma, ek is die jongste van 4 seuns. Jy weet, ek noem net vir my broers, my een broer het vir my gesê eendag op die sypaadjie daar in Kempton Park, toe sê hy vir my, weet wat, ek wil net met jou praat, hy het vir my gesê, moet nooit jou probleem myne maak nie. Jy weet, en ek het moeilike vakke op skool gehad, maar
ek het nie konsentrasie gehad nie, en jy weet, ek is genoem, maar jy's dom. Jy weet, en ek het die leuns van die vyand geglo. Toe jy nou vroeër sê, jy weet, die vyand kom om te steel en te verwoes. Kyk, hy kom nie net om te steel nie, want iets wat gesteel word, kan jy gewoonlik vervang deur. Ja, maar die verwoesting is... Maar verwoesting, en dis nie om liggies 'n impak op jou lewe te hê nie, is om dit wat die Here jou voorroep heeltemal te vergrys, dat jy nooit daarby uitkom nie. En wat toe gebeur het is, die dag van die bevalling was die 29ste November 1990, en my broer het my gebel, ek is af na hulle huis toe, terwyl my skoonsister gepak het, en jy weet, ons het 'n koppie koffie en 'n daggasol het ons gerook, en so op 'n stadium, toe sê sy my, luister, maar daar was 'n bietjie probleme, daar was 'n bietjie bloeding, en hulle moet dan maar dadelik ry, en ek is kantoor toe, en ek het nou letterlik gaan sit, en gewag vir die oproep, maar iemand wat vir my gewerk het, was Andrei en Iwer van der Merwe, en hulle het vir my, hulle kon nie 'n woord Afrikaans praat nie. Nie 'n woord nie, maar hulle was Engels uit en uit. Maar vandag weet ek is die liefde van Christus wat deur hulle gekom het, want hulle het my op 'n baie liefdevolle manier gekonfronteer met die woord. En ek het net vir hulle gesê, nee man, julle verstaan nie, probeer alles en bou die goeie, is 'n skrifgie wat ek geken het. Jy weet, toe ek 'n jong kind was, hulle wou my nie by die kerk aannemend voorstel nie, my ma het so gehuil, toe sê hulle asseblief, hou net op huil, hulle sal my aannemend voorstel. So dis waardeur ek gekom het. My ouers, ek dink, was lief vir my, maar uit die aard van die saak, die teleurstelling, die diepe teleurstelling was altyd iets wat daar was. En ek het toe ek by die, met Andre en Iwer wat nou my die woord gebring het, en ek sal dit nogal lief as hulle dalk eendag op miskien soos die video afkom, en ek kan weer net kontak met hulle maak, want hulle die saad gesaai op daai stadium, waarvoor ek glad nie vatbaar was nie. Sure. En toe ek nou by daai kantoor se skakelbord sit, en ek wag vir die oproep om nou hierdie ding wat ek nou gekonseptualiseer het, om te hoor, ek is nou die oom van hierdie dogtertjie. En die volgende oomblik toe die foon lui, toe sit my broer wat skreeu, en hy sê ek moet jaag vir bloed. Toe die placenta van die baarmoeder losgeskeer, en die voltermyn dogtertjie, haar naam was Ziek, het toe suurstoftekort en haar oogies het, sy het net 'n maand gelewe, maar op daai oomblik, toe weet ek, en ek roep daar na die Here toe op my eie, en ek loop rond en ek soek 'n Bybel. Jy weet, ons toe ons groot geword het, jy het altyd 'n Bybel, of met jou doop, of hoe dit ook al was, en ek kry toe 'n Bybel, en volgens my, nou het ek die Here, en ek het die Bybel hier onder my arm, en ek wil net by 'n kerk nou uitkom, want dit was, sy toe 'n maand lank gelewe, en toe by haar begrafnis toe het ek werklik my hart geskeur, dit was krete na die hemel toe, want en wat, jy weet, sy was my, jy weet, die woord sê, die saad moet in die grond val en sterf, om veel vrug op te lewer, so jonk soos wat sy is, wat sy dame dadelik na die hemel toe is, na Jesus toe is, ek is haar eerste opbrengs, en uit my het die res gevloei, en ek is toe, ek weet nie van 'n kerk nie, al wat ek weet is, daar waar my ma bly in Randburg, daar's Rema, ek is soontoe, en ek kom in die diens saam met 'n vriendin, Pixie, sy was nog swanger, op daai stadium, sy het vir ons gewerk, haar seentjie was nog nie gebore nie, en ons kom in die diens, en dis 'n konferensie, en Reinhard Bonke is daar, en ek sit daar, en hy is op die verhoog, en hy vra, is daar enigiemand wat gebed nodig het, wat nou seer of siek is, en my vriendin Pixie sê, gaan, en ek gaan toe, en ons staan almal onder, en hy staan bo, en hy sê, maar as jy nou 'n pyn het in jou skouer, dan vat jy daar, of van jou rug, hy sê, maar as jy deurtrek is, dan sit jy jou hande so op jou kop, en hy begin toe bid, en terwyl hy bid, voel ek net hierdie hitte wat so deur my hele lyf gaan, so by my voete uit, en toe ek nou klaar is, nou sê ek vir Pixie wat my ervaring was, en sy sê, gaan vir 'n bloedtoets, maar ek is vreesagtig, want ek het al 19 gehad van Februarie, ek sê vir haar, ek gaan nie, ek sal wag vir oor 2 weke, sal ek gaan vir my bloedtoets, en
2 weke later, toe kom ons by patologie, bloed word getrek en Dr. Miller kom uit en hy sê, what are you eating that's different? Toe sê ek van, Jesus. no, I'm not eating anything that's different. And I say, no, I'm asking you, what are you eating that's different? Ek sê vir hom, why do you ask? Ek say, there's nothing. I say, you must be eating something that's different because your blood is normal. Ek sê vir hom, well, let me put it to you this way. I gave my heart to the Lord Jesus Christ. And I say, vir my, well, that's possible. Jy weet, daar's nou. En van daar af het ek die Here gesoek, 'n 7 dae week. Ek sê ek het die duiwel 7 dae week gedien en ek is gewys na Romeine 1 wat die woord mag nie verander nie. Die Here sê dis beter dat daar 'n meelsteen om jou nek is. Ja. Jy weet, want niks mag jy byvoeg, niks mag jy weglaat nie. Die woord soos wat hy staan is waar. Ja. Is waar en ek het van daar af het ek gesoek en ek het 7 dae week, ek was by 7 bidtiere dienste, maak nie saak wat nie, ek het geweldig baie lange hare gehad, die Here het begin om my te sê, sny jou hare, ek wou nie, want ek het vreselike mooi bos hare gehad, en so het ek, die Here my begin, jy weet, short back and sides, jy weet, hy het my begin trim, en die Here het my dadelik verlos van dagga, en ek sê toe, vir die Here, maar as ek moet trou, dat dit eendag wees met iemand wat rein is en wat vir u dien. Ja. En weet wat, so 18 maande later, toe kom ek by 'n bediening waar ek my vrou Anke ontmoet, en sy was 17 jaar in die bediening, in die sending. En ons saak het so voorgekom, ek kon nie haar ouers vra nie, want ek moes die president van die sending vra, hulle het gebid, ons het 'n woord gekry van die Here, dit was Oktober van 92 en 3 April 93 is ons getroud, ons het 2 prachtige dogters, Daniel, wat sê, God is my geregtigheid, en Gabriel, boodskapper van God, en die Here het my lewe verander, ek is nou 31 jaar, die 3 April getrouwd gewees, en die Here het vir my 'n tweede kans gegee, en ek het dit met alles aangegryp, maar my worstelstryd met my verlede, het my, ek is gewys, hoe om te worstel, soos wat Jakob met die Here geworstel het, ek het 'n plekkie nog steeds in my kamer, onder my lesenaar, waar ek my bidsak uitsit, en soms, as die vyand kom, want hy sal met dieselfde goed bly kom, dan lê ek en ek worstel, en die Here gee vir my daardie oorwinning, en jy weet, ek is in die bevoorregte posisie, waar ek kon my hart uitbelei het by my vrou, sy kon hanteer dit wat sy deur my gedagtegang mee gekonfronteer was, sonder om ooit 'n vinger na my toe te wys, elke ding van welis wat gekom het, en daar verkeerde begeertes, het ek na toe gekom, en dan het ek het bely, en dan sê dit, jy weet, die ou oop deure toegemaak, die bloed van Jesus weggewas, en dit was my behoud. Absoluut, en dit is wat die huwelik sterk gemaak en gehou het, nee? Is daai eerlikheid met mekaar, sy dra jou burden, jy dra haar burden, en julle werk saam, jy weet, met die vryheid wat die Here vir jou gee, en jou losmaak van al hierdie dinge. Wow, dit is mooi, ek love dit. Ja, en weet wat, sy was vir my die anker wat ek nodig gehad, en ek wil net gou noem, jy weet, en toe ek nou, en dis net so 'n afsluiting, dis maar net so 'n agteroppertjie, sê hulle, jy weet, is toe ek besef, maar ons gaan nou trou, toe sê ek vir die Here, maar my chemistry werk nie, ek weet, dit werk nie, ek het probeer, en weet wat, ek sê, Here, verander net my chemies, my chemistry, en weet wat, die volgende dag, ek was genooi om altyd by die sending, omdat ek nou enkel lopend was, en ek was gechaperoon, ons hele tyd deur, toe ek nou so inloop, ek het elke dag daar gaan eet, toe sy so aan my raak, aan my hand, toe sit soos elektrisiteit wat deur my gaan, en ek onthou, ek kon dit ruik, ek wou nie my hand gebruik nie, ek het daar aan die huis toe gery, en weet wat, en die Here verander ons in 'n oomblikse tyd, maar baie het gedink, ja, ek is sy favorite, maar ek is nie, ek was net absoluut desperaat, om hom nie te los, soos wat Jakob se naam verander is, so die Here my natuur verander, in wat dit vandag is, en ek is een van die gelukkigste mense wat daar is, jy weet, in my onbekeerde
verdraaide jare het ek vir my ma net gesê, maar ek sal eendag vir ma die gunsteling skoondogter bring. Ja. En daar draai die Here my om, kon dit doen. En Anke, my ma, is so, hulle is al twee kunstenaars. Ja. Sy is elke dag by my ma, want ek het nie tyd om altyd by haar, eers selfs by my ma, hier waar ons woon, Ja. uit te kom nie. So, Ja. jy weet Janita, so, is vir my ook 'n wonderlike geleentheid om my getuienis vandag te kan gee. Absoluut. En wat vir my so mooi is, wat ons met die kykers so vlugtig gou wil deel, die Here gebruik jou vandag by Jacob's Well. En die kykers kan, dit is 'n getuienis absoluut op sy eie, want ek meen, ons hang aan jou lippe, so baie getuienis het jy, want jou hele lewe is 'n getuienis, van die een ding na die ander. So, Jacob's Well se getuienis is op die link, julle sal hom nou sien op die skerm, gaan kyk gerus daarna, want dit gaan nou weer oor hoe die Here hom gelei het, om 'n bediening hier te begin, en dit is net amazing, en ek wens, dit sê net gou vlugtelik, wat jy doen, en is daar mense wat wil betrokke raak en wil deel wees en wil insaai of wat ook al, hoe kan hulle jou nou kry? Janita, dankie. Ons het die 2016 het die Here gesê ons moet ons huis verkoop. Ons het 'n 9,5 hektaar plot gekoop op die R511 in jou pad Hartbeespoort nog in Centurion. Ons kyk al vir 16 jaar na verstandelik gestremde kinders van Olivenhoutbos, Diepsloot. Ons het rural crashkindertjies 27. Ons help ook mense wat in moeilike omstandighede is. Ons is so 35, 36 wat op die perseel woon as volunteers. Mense, ons het elke Sondag het ons 'n diens. Ons ry die gemeente al vir 16 jaar aan. Ons saaltjie is te klein. Ons doen voedselproduksie. Ons gaan nou mense begin oplei vir voedsel, hoenders en vis, om hulle skills te gee. Ja. Ons is so 80, 90 mense per dag op die perseel. Maar ons is jy weet, die woord sê ons moet doen wat ons hand vind om te doen. So, as enigiemand wil betrokke raak in terme van gestremde kinders of uitreik, jy weet, ons het mense wat hiernatoe kom, wat ook die huisgenote wat uit moeilike omstandighede kom, om berading te doen, en dit is alles wat in die koninkryk sou val. Yes. Met ander woorde, as ons kyk na gemeenskap, ons kyk na opvoeding, ons kyk na gesinne, ons kyk na die staat, ons kyk na om sustainability, en dan media en kuns, so alles saam is waar mense betrokke raak om 'n verskil te kan maak. Dit is eintlik waar as mense wil, dan is hulle welkom. Hierdie is 'n nie eksklusiewe platform vir enige iemand wat geroepe voel om betrokke te raak. Absoluut, absoluut. Amper sê ek jou naam is Jacob. Pierre, jou besonderhede sal op die skerm verskyn. As daar enige iemand is wat met jou in kontak wil kom, ek wil graag net vir die kykers sê, joh, die Here is goed. Hy's getrou en hy is baie goed. En jy mag dalk voel, maar joh, ek het hierdie losbandige lewe gehad, en gaan die Here ooit my kan raak sien? Gaan hy my ooit kan gebruik vir dit wat ek doen en vir dit wat ek is? Ja, die Here kan. Jy moet net na hom toe kom, net soos wat Pierre daai behoefte gehad het, want die Here sê klop, en die deur sal vir jou oopgemaak word. As jy vandag daai besluit neem, ek moet klop, want die Here, ek het U nodig, sal hy na jou toe kom. Hy sal sy gees oor jou stort, en hy sal jou uit daai put uitruk. Jy moet net daai besluit maak vandag, net soos wat Pierre, baie dankie vir hierdie fantastiese getuienis. Ons vertrou, dit gaan soveel mense raak. Van die getuienisspan, hier is jou beker, baie dankie. Wat jy nou kan geniet elke dag. En jy weet, en ek kan sê, Janita, baie dankie vir die geleentheid, my beker loop oor. Dis hy. En ek wil net vir enige kyker wat moontlik 'n behoefte het of 'n vraag, wees vrymoedig. Dit is, as ek sê, non-exclusive, dan dit wat jy dink nie moontlik is nie. Omdat dit in die woord staan, is dit vir ons die handleiding van hoe om te lewe. En die Here sal jou toerus met die toolbox vir jou om dit te kan doen. Jy moet net nie moed opgee nie. Jy moet volhard tot aan die einde. Dit is nie hoe ons begin nie, maar dit is hoe ons eindig. En ek bly bidend vir myself, my gesin, om te vra dat die Here, soos wat ek is nou net 60 gewees, laas jaar, omdat ek nie iets dom doen, soos wat ek ouer word nie, maar dat ek aan sy voete bly. Jy weet, ons weet dat as ons aan sy voete bly en ons raak aan die soem van sy kleed, ons weet by die vrou wat aan bloedvloei gely het, daar gaan krag van hom uit. En as jy hom nie los nie, want as ons hom nie los nie, dan sal
hy vir u en vir my sal hy seën. So baie welkom om my te bel, om te kontak of wat ook al, maar met die oogmerk om 'n dader van die woord, nie net 'n hoorder te wees, want ek dink mense dink daar dis soos deesdae met tegnologie en selfone en takeaways is 'n drive-through mentality. En as jy dink 'n quick fix is wat dit gaan verg en die Here is iemand wat jy roep wanneer jy hom nodig het. Hy soek verhouding. Absoluut. En daai verhouding is waaromtrent alles gaan in my en in ons lewens, net hom. Dis wat hy soek. Hy sal na jou toe kom die oomblik wat jy hom aanroep, maar hy verwag daar moet 'n verhouding wees. En so hy sê, absoluut. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Daar sy. Baie dankie Janet. Dankie. Pierre, baie dankie vir jou getuienis. Ons glo julle het dit saam met ons geniet. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.